Wees dat jy verwag vandag, dat daar 'n seëning op die lewe is. Groei dit vandag, dat 'n anointing op jou lewe. Groei vandag, dat jy 'n geroepene is. Groei vandag, dat God jou lief het. En dat 'n amen kry op dit. Amen, amen, amen. Kom ons sit net so. Voordat pastoor besig daar. En ons sit net rustig. Ons musiekspan gaan die bedien met 'n lied volgende, waarna ons sal voortgaan met die lofprysing en aanbidding. Maar voor ons dit doen, kom ons sluit net die oë en ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vanoggend vir hierdie wonderlike geleentheid. Dankie Here dat ons hier kan sit, Here, in hierdie gebou, Here, as tempels van U Heilige Gees sit ons vandag hierso, soos die woord sê, Here, en vandag verklaar ons, Here, dat U die koning is. U is die almagtige, U is die skepper, U is die vormeerder van Israel wat nooit sluimer of slaap nie. U is die God van Abraham, Isak en Jakob, en ook van elkeen van U wat hier voor ons sit vanoggend. En ons dankie, Here, dat die woord wat vanoggend sal uitgaan, geseënd sal wees. Dat die woord sal inslag vind in elke hart, siel en gees. En dat die woord sal diep sny vanoggend. En ons eer U daarvoor. Hemelse Vader, U is wonderbaarlik, U is verhewe. U is die koning van alle konings, U is die naam bo elke naam, wat elke ander naam laat val en klein bly. Dit is daardie naam van Jesus Christus wat ons aanbid. En ons eer U daarvoor, Vader. Seën asseblief ons lofsang en ons aanbidding, Here. Ja, elke musikant en elke instrument wat bespeel word hierso, en elke tegniese versorging daar aan die agterkant, seën dit ook nou dan in die naam van Jesus. Loof en prys ons U. Amen. 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 Sit rustig. Jy kan maar lekker saam sing as jy wil, maar dit is nie nodig nie. Ons gaan U bedien met hierdie lied. Baie dankie musiekspan.
Halleluja. Hy is die almagtige koning, hy is die God van alles, hy is die God van vrede, vergifnis en vreugde en vergifnis. Halleluja. Kom ons staan, dan maak ons die naam van die Here saam met die volgende lofsang. Baie dankie. Over
is in beheer, U is die almagtige koning, Here, en geen ander koning op hierdie hele aarde is so groot soos U nie, Here. Our God reigns. En dit kan ons vandag verklaar, Here, met 'n lied in ons hart vandag, Here. Ons eer U daarvoor, Vader, in die wonderlikste naam van die Seun Jesus Christus. Halleluja, prys U. Halleluja. Net goedheid en guns. Sal jy By me.
Here wees die vanmorgen die Here vas in ons oor. Here, dat Dawid sê, Here, ons krijg die Gees van ons nie. Here, so vra ons vanmorgen, dat die Heilige Gees ons op te kom, liefde, kracht, wijsheid en inzicht, Here. Dat dit wat ons vanmorgen deel, Here, ons lofoffers, ons dankoffers. Here, wil ek vraag dat dit daar reken over voor die sal wees vanmorgen. En dankie vir elkeen wat opgetrek het, Here Jesus. Ons vraag dat ons verdiening, maar in Jesus Christus naam. Amen. Baie dankie vir die sit. Teenwoordigheid, mag die Here hier wat in ruimte seën. Ek wil vra dat jy na die boek van 1 Samuel gaan blaai hoofstuk 22. Maar ons kan, as jy jou Bybel het, en jy maak het ons nie sien, jy kan hoofstuk 20 nie alleen lees, en jy moet hoofstuk 21 saam omlees, dis om daar nie opskrif is by hoofstuk 22 nie, en dis om daar nie 'n spasie is tussen die hoofstuk van hoofstuk 21 en hoofstuk 22 nie. Want dit is die een gedagte wat hulle in 2 hoofstukke gevat het, as ek ooit sal wonder. En die opskrif van hoofstuk 21, Dawid, die vlugteling in na Nob en Gat en die long van Adullam. Nou my tema vanmorgen is van grot na kroon. En as ons vanmorgen sit, is dit so dat baie van ons kan terugkyk in ons lewe en ons kan ervaring beleef. Sê, daar was tye wat het my baie goed gegaan het, maar daar was ook tye wat het baie sleg gegaan het. En ek moet vanmorgen van die begin van my boodskap sê, ons sal nie die goeie tye erken, as ons nie deel gehad het in die slegte tye nie. As ons net nie goeie tyd geleef het, dan sal ons nooit geweet het wat sleg is nie. En daarom wil ek vanmorgen my boodskap titel dan ook, van grot na kroon. En ek lees net 2 vers in hoofstuk 22 van 1 Samuel. Nou 1 Samuel
as jy die boek Samuel, 1 Samuel en 2 Samuel gaan lees, 1 Samuel gaan oor koning Saul, tot waar hy sterf tot op die einde. 2 Samuel gaan oor Dawid as koning. Maar in 1 Samuel hoofstuk 16 lees ons dat Dawid gesalf is as koning. Let wel, hy is gesalf as koning, maar hy was nie koning nie. En dit is 'n groot verskil. Hy was nog nie koning daai tyd nie. Hy was net gesalf. En vanmôre wil ek hê ons moet dit baie mooi verstaan. Hoofstuk 22 vers 1. En Dawid het daarvandaan weggegaan en ontvlug na die spilong van Adullam. En toe sy broers en sy hele familie dit hoor, het hulle daarheen afgetrek na hom toe. Verder het hy by hom vergader, elkeen wat benoudheid was, en elkeen wat skuldeisers gehad het, en elkeen wat verbitterd was, en hy die owerstes oor hulle geword, sodat daar omtrent 400 man met hom saam was, tot sover. Here, baie dankie dat ons vanmôre hierdie gedeelte kan uithaal, dat ons weet daar's 'n plek van voorbereiding vanmôre. Here, dit is nie noodwendig 'n lekker plek wat ons wil wees nie, maar ons weet daarna, Here, U vir Dawid versterk en het hom 'n magtige koning gemaak, 'n magtige ryk gewees, sodat sy naam in die geskiedenis opgeteken sal word, en in die bloedlyn van Christus, jy is hy deel uitmaak daarvan. Daarom wil ek vra, Here, dat ons hierdie skrif opvat vanmôre, dat ons eie sal maak, Here, en dat ons sal besef vanmôre, dat daar kom moeilike tye, maar ons weet ook, aan die einde van die moeilike tye, is daar ook die seëninge van die Here, want ons moet op 'n plek van voorbereiding kom, waar U ons wil voorberei vir dit wat vir ons wag. Here, seën die woord soos net U dit kan doen, in Jesus Christus naam, amen. As ons hierdie hoofstuk 21 gaan lees, dan sien ons nadat Dawid vir Goliat doodgemaak het, dan sal mense nou dink, Dawid het nou al die eer en erkenning gekry van Saul. Maar die teendeel is waar. En so, Dawid was so vervolg, dat hy vir Jonathan, toe by die nuwe maand kom en met aan die tafel gaan sit, was Dawid genooi om saam met Saul aan die tafel te sit, met Jonathan. En Dawid het dit nie opgedaag, hy sê vir Jonathan, ek weet jou pa wil my doodmaak, maar maak my verskoning by jou pa aan die tafel. En toe hulle aan die tafel sit, toe kom Saul, my vraag Jonathan, maar waar is Dawid? Sê hy het van my die saak wat hy moet gaan uitsorteer. En toe kom daar Saul agter, maar Jonathan is besig om nie die waarheid vir hom te vertel nie. En Dawid vlug op die einde van die dag, sodat Saul hom nie kan doodmaak nie. En hoofstuk 21 gaan, dan lees ons, Ahimelech, hy kom by Ahimelech die priester, en hy vra vir hom, het jy nie vir my brood om te eet nie? Hy sê, al brood wat ek het, is wat van die tafel afkom van die Here, wat oud is, wat ons moet vervang met nuwe brood, ek kan dit vir jou gee. En hy sê vir Ahimelech, het jy nie vir my wapens is. En Ahimelech sê, al wapen wat ek het, is Saul se swaard wat jy sê, om mee ontkoop het, is hier agter. Ek sal dit vir jou gee. En Ahimelech op die einde van die dag, is hy gedood deur Agai, omdat hy vir Dawid beskerm het. Hy is sy hele gesin, sy hele familie, hulle praat van 85 mense, wat hulle doodgemaak het. Want toe Saul dit hoor, toe vra hy maar wie was die verraaier gewees, wat geweet het waar Dawid is. So, inherent, as ons mooi aankyk, dan was Dawid eintlik 'n bendeleier, eerder as wat hy 'n koning was. Want onthou net, daai tyd was hy nie koning nie. Hy was 'n oorvlugtende. Hy was 'n gesoeke. En hoe sien dit daar's 'n verskil? What's the difference between the in-law and the outlaw? Weet jy wat is dit? In-law and outlaw. Outlaws are wanted. As jy weet wat ek sê. Okay, daar mense van dit. Outlaws are wanted. In-laws not so much. So hierdie grot wil ek môre vir jou sê, is 'n plek van skuiling. En dit is waar God in sy teenwoordigheid wag. Daar waar ek en jy nie besit, daar mag God ons. Hy het 'n afspraak met ek en jou in daardie plek. Want hy het 'n rede en hy het 'n saak wat hy met ek en jou moet uitklaar. Die grot van Adullam is een van die mees interessante gedeelte wat ons van Dawid se geskiedenis lees.
En ek wil hê jy moet daarin van dat Dawid Goliat oorwin het, gaan lees tot by hoofstuk 23 van 1 Samuel, om 'n hele prentjie te kry van Dawid se vlug. Toe Dawid weet dat hy Saul vervolg, toe praat hy met Jonathan, toe sê Jonathan, gaan kry vir my daardie veld weg, daar by die hoop klippe. En ek sal na jou toe kom of jou boodskap te gee, of jy moet vlug of jy kan nader kom. Dawid sê, maar hoe gaan ek nie weet? Hy sê, jy sal nader kry, ek sal die pyle boog vat, en ek sal pyle afvuur in jou rigting, en ek sal vir my diensknegt sê, kom nader. En as hy sê, kom nader, dan weet jy is veilig. Maar as ek my diensknegt by die pyle moet optel sê, gaan verder, dan weet jy moet vlug, want my pa gaan jy dit aan. En dit is die mooi van hierdie hele verhaal van Adulam, wat vanmorgen vir my klink. Dis 'n plek wat Dawid gevorm het. As hy benoudheid vlug hy, en ons het gelees, wie is die mense hulle wat verstoot was, hulle wat verwerp was, hulle wat geminacht is, hulle wat die outcast van die lewe was, hulle het saam met vandaag die grot weggekry. En toch is God. Jy is hier om Dawid as koning te vorm. Hy was nog die koning nie, ek gaan dit baie maal sê. Hy vorm hom nog. Hy is nog besig om te bou. En dis nie hierdie plek wat hy op vorm. Dis nie 'n paleis wat hy sê, ek gaan jou vorm nie. Moses was gevorm in 'n paleis. Hy was bevoorreg, maar hy het ook 'n Adulam gehad, hy het ook 'n grot gehad, waar hy moes gaan werkry. En ek gaan my 'n paar van julle doen. Dis ook nie 'n tempel wat hy gevorm was, dat hy na die tempel toe gegaan en gesê, die Here gaan my vorm nie. Hy is wel die een wat gesê het, op Psalm 122, ek was bly toe ek hoor ons gaan in die huis van die Here toe. Want die huis van die Here was vir Dawid baie, baie belangrik. Hy wou graag vir die Here 'n tempel gebou het, maar as gevolg van sy oorlog en baie bloed wat gegiet is deur sy soldate, was daar die opdrag vir Salomo gegee om 'n tempel vir die Here te bou. En dit was nie 'n troonkamer waar hy Dawid gevorm het nie. Hy het nie vir Dawid gesê, hier is 'n kliniese plek, kom ons sit, ek gaan jou nou mentor, ek gaan jou leer, ek gaan jou lei. Dit was nie daai opstel nie. Dit was 'n robus plek wat ons, ek dink my gees is oop, as ek net moet sit in daai grot, dan kry ek daai reuk van vleermuise, rotte en alles wat verrot is in daardie grot. En tog, kies God juist hierdie plek om Dawid voor te berei vir die groot taak wat hy doen. Adulam leer ons dat God se grootste werk dit ons begin waar mense dink alles het misluk. As jy vanmorgen op 'n plek sit waar jy voel my goed werk nie uit, dan sit jy dalk in die grond Adulam vanmorgen. Dan is God ook besig met jou daarvan. En oor 'n jaar dan kyk jy terug en sê, dit was 'n baie moeilike tyd. Ek het geweet van ons weer kom nie. As ek vanmorgen vir mense vra, steek my hande op, wie deur sulke moeilike tyd gekom het, dan dink ek almal van ons slaan opsteek. Ons het deur moeilike tyd. Party het net deur moeilike tye is aangegaan, maar moeilik is moeilik. En ons persepsie van moeilik verskil op mekaar. En daar Adulam leer ons dat God weer werk. Wanneer ons dink, dit is alles, daar is nie hoop. Hier ontmoet ons leser, hier ontmoet ons Dawid. Nie as oorwinnaar van Goliat nie, maar ons leer ons ontmoet hom as 'n vlugteling, voortvlugteling, wat vir sy lewe bang is, saam met 'n klomp washcars, as ek dit kan sê die Engels. Nie as koning nie, maar as 'n man met 'n belofte. Want onthou, hy het in 1 Samuel 16, het hy 'n belofte gekry, ek sal jou vir koning van Israel. So hy het 'n belofte gehad, maar daar is nog nie 'n vervulling nie. En nou sit hy in hierdie grot, ten spyte van die feit dat hy weet, die Here het hom gesalf. Dieselfde met Paulus, hy het geweet hy moet in Rome kom, om hierdie evangelie in die Romeinse Ryk te verkondig. En so is, Paulus het nooit omgedraai, en gesê, ek gaan nie Rome nie. Die mense het op eindelijk inteendeel afgeraai, om Rome toe te gaan, wat hulle hom sê, Paulus, as jy Rome toe gaan, gaan hulle jou doodmaak.
Hy sê, maar ek is geroep om hierdie evangelie in Rome te gaan verkondig, sodat die hele wêreld kan bereik. Amen. En dit is dieselfde met Dawid. Hy het die belofte gekry, maar hy kom nie die vervulling af. Die Here kan baie keer vir jou beloftes gee, en ek wil vanmôre vir jou sê, hou aan daardie beloftes vas. Want tyd vir God is nie tyd nie. Vir ek en jou is dit belangrik, maar God leef nie in 'n speelband tyd nie. Hy leef in 'n plek waar daar geen tyd te sprake is nie. Adulam staan tussen die Salm van Dawid en sy koningskap. Hy was 'n salf hierso. Sy koningskap lê daar by Benokkom en Adulam is hier in die middel. En nou is God besig om vir Dawid voor te berei vir sy koningskap. Amper as 'n waarheidsbrief wat Dawid sê, Dawid, ek gaan nie vir jou helder gee nie. Ek gaan vir jou hierdie mense gee wat verwerp word. Hierdie mense wat geen waarde het nie. Hierdie mense wat ons niks van weet nie. Hierdie mense wat ons in ons midde wil hê nie. Ek gaan hulle vir jou gee, dat jy hulle moet lei. En as jy daarin, dis my eie voorsiening, as jy daarin getrou is, gaan ek jou verder vat. Dan word met wat ek het, wat die Here vir ek wil gee, moet ons tevrede wees en moet ons daarmee werk. Daarom is so belangrik vanmôre, dat ek en jy vanmôre sal weet dat God is besig om ons ook met ons te werk. As kyk in die agtergrond van Adulam, die betekenis van die naam Adulam word dikwels verbind met toevlug, skuilplek of afsondering. Daarom Adulam is 'n plek wat as jy benoud is, gaan jy daar kom. As jy verdruk voel, gaan jy soontoe plek. As jy eensaam is, gaan jy daar wees, want jy gaan ander eensame mense ook daar kry. Jy gaan verdruktes ook daar kry. Jy gaan almal kry wat miskien verwerp is, wat samelewing nie meer wil assosieer nie. Dit dui op 'n plek waar mense werk kry. Nie 'n plek wat gemaak, maar mense wat in nood en in vrees het. Dit dui op 'n plek waar mense werk kry. Die historiese konteks van 1 Samuel. Dawid is gesalf, wat ek nou op hier sê, in 1 Samuel 16, maar hy is nie gekroon as koning, hy was net gesalf om koning te word. Inteendeel, julle ken die geskiedenis, toe hy by Samuel kom, toe soek hy die seuns van Isaïe, en hy bring al die seuns, en die ander seuns is groot soldate, want hulle is in die gevegsfront, en hy kom een van een na die ander, by Samuel uit, en Samuel sê, nee, dit is nie hulle wat ek sê nie, is daar nie nog een nie, en hy sê, pa sê, ons is nog nie aan die pas geskaap kom. Die kleinkie, nie veel werk as nie, hy pas geskaap kom. En Samuel sê, gaan haal om, dit is vir hom wat ek moet saam, as koning. En ons kan nie aan die tafel gesit, voordat daar die is. So daar is 'n plek vir jou voorberei, ongeacht, al moet jy deur Adulam gaan, daar is 'n plek vir ek jou voorberei, aan God se tafel, maar ek en jy moet getrou bly ten spyte van die probleme wat ek en jy ervaar. Ons lees in 1 Samuel hoofstuk 17, hoe hy Goliat oorwin, want nou vlug hy koning Dawid. Hy het hierdie magtige Filistynse volk oorwin. Wat verlang het hierdie Goliat die volk uitgerig. En hulle verklein neer, toe Dawid op die voorgrond kom, en hy verslaan hierdie onbesnede Filistyn. En die Filistyne vlug in die Joodse plaas na, Israeliese plaas na, en maak hulle dood. Dus almal, daar sing hulle in verder, Saul het sy 1000 verslaan, en Dawid het sy 10.000 verslaan, en dit het die spulpunt gedraai, dat Saul ongemaklik met Dawid geraak, maar die volk al as koning, as held aanskou het. In 1 Samuel 18 kan julle dit doen. Adulam kom daar die oorwinning en voor die koningskap. Nou dit is nou interessant. As 'n ou nou dink hierdie groot oorwinning het hy behaal, dit moet nou met hom goed gaan. Hy is gesalf om koning te word. Nou kom hy die groot oorwinning, nou moet hy koning word. Alles behalwe. Nou word hy vervolg. Die spyte van die feit dat hy die hele volk gered het as ware, was sy dapperheid. Maar die Bybel is vol van dit. Josef, hy was die geliefde in sy huis, familie.
Hy was opgedraai, mooi klere gehad, alles. Sy toekoms het vir hom dus klere gelyk. Maar dan verkoop sy broer hom nog, gooi hom in 'n put eers. En hy ontmoet sy Adulam daarso. Want hy in daai put sit en hy kyk bo en hy sien, dit is verby met my. Dan word hy verkoop in 'n karavaan, wat slawe koop en verkoop, en hy kom in Egipte. En daar werk hy homself op dat hy die paleis is. En daar word, en hy gedink, nou dat dit bereik, nou is ek by die plek waar ek moet wees. En die volgende oomblik word hy misleid, en hy word weer in die tronk gegooi. Weer in Adulam. En hulle vergeet as die ware grond daarso. En later toe hy kom te word, hy oor die Egipte aangestel. So hy moes ook sy Adulam gehad het. Eers die put, daar die gevangenis, en op die einde van die dag het die Here hom gestik, waar hy volgens het nou sy reg. Die tweede persoon, Moses. Hy was 'n prins in Egipte, nadat hy gered is in die Nyl. Was hy 'n prins in Egipte. Al die rykdom, pracht en praal. Hy het hier die kruiswaans gery, hy het perde gery. Hy was in tel gewees. Hy het alles geleer wat 'n mens moet leer. Dan kom daar 'n dag wat hy 'n persoon doodslaan en hy moet vlug. En sy Adulam duur vir 40. Vir 40 jaar in die woestyn was hy Jethro se kudde op, tot hy God ontmoet by die braambos. Sy Adulam was 40 jaar lang. En toe van die Here om terug en hy sê, nou gaan jy doen wat ek wil. Hy het hom nie van die Egipte afgevat en sê, nou gaan jy my volg nie. Ek moet jou eers toerus. Jy moet eers kom op 'n plek waar jy toegerus word. En 'n plek van toerusting. Enig iemand wat hier sit. As ek jou vra, is weer lekker. As ek vra van boek. Is daar iemand wat hier so is wat sê is lekker? So julle is allemaal normaal. En dit is nie lekker, maar jy moet het ek doen. En as jy die oude meeste weer wat tyd wat ek hier. En onderaan is het lekker. Want die plek van die leer is nie 'n lekker plek. Want dit is 'n plek van afsondering. Dit is 'n plek waar jy op jou eie is. Dit is 'n plek waar jy steun met jou kennis, jou gedagtes, jou vermoëns. En dit is wat gebeur met Moses. Hy moes ook daardie Adulam moes hy deurmaak. Daniël, ek lees in Daniël 6, wat hy gekies is om oor al die voorskryf van die land beheer uit, van die land die beheer uit te voer. Net daarna sal hulle hom kan vang en sê maar hy wil nie oor die afbode buig nie. En hy beland in die leeukuil. Sy Adulam is daar die leeukuil. En ek kan nie vertel, Daniël het nie met vrees daar die leeukuil ingegaan nie. Ek dink hy het vrees gehad, maar hy het God ook trouw vir dit wat sal plaasvind. Maar Darius was meer bekommerd oor Daniël, of dat Daniël oor homself was. Want daardie oggend vroeg, dus ga hy dan die put toe, en hy roep Daniël, en hy gee die bevel, dat julle van nou af die God van Daniël sal aanbid. Amen. Sy Adulam, plek van Adulam, die grot waar hy moes ingaan, het gemaak dat die Persiese ryk hulle gesindheid verander het teenoor Daniël se God. En dit is die plek van voorbij. Die ander een is Elia. Ons lees die geskiedenis van Elia, wat saam met die Baal profete is. En hulle bou die 2 altare, en hulle bid vir hulle afgod, en dan gebeur niks, en dan vuur in die hemel kom om die altaar aan te steek. En toe hulle nou klaar is, hulle self bid en gesny het, toe gaan Elia, en hulle gooi daar julle altaar vol water. En toe het tot God bid, toe kom daar vuur in die hemel en sproei alles. Maar wat gebeur daarna? Net daarna vlug Elia, en hy gaan kruip weg, en so dat hy sê, as ek gaan liewer se sterwe. As ek gaan liewer se sterwe. So hy het die groot oorwinning gehad, soos Dawid van Goliat. En dan vind hy hom in die plek wat hy sê, as ek van net gesterwe het. Toe Dawid as koning, by toe koning Agis weggegaan het, het hy na die sprong Adulam gegaan. Nou as jy dit nou die hoofstuk 21 gelees, toe Agis daar kom, en hy sien Dawid, is Dawid bang dat Agis hom doodmaak. Nou betuig my Bybel,
Die 53 vertaling sê, koning Agis met 'n G, en die ander 83 vertaling, hulle praat van koning Agis met 'n K. Maar dit is dieselfde koning, dis nie verskillende koning. En toe was Dawid bang dat hierdie koning gaan hom doodmaak. En dan lees jy net voor die gedeelte wat ek weer gelees het. Toe Dawid gemaak of hy kranksinnig is, die speekse by sy mond oor sy baard bloem, en Agis sê, vat hierdie mal ding nie weg, want ek het genoeg van die ouds in my koninkryk. Ek wil nie nog van hulle nie, laat hy gaan. En dit het Dawid gemaak dat hy kon by Adulam uitkom, sodat sy lewe gespaar sou bly. Dawid vlug nie omdat hy swak is, maar omdat hy bedreig word deur mense. Soms is gehoorsaamheid angst. Jy is wat ons moeilikheid laat beland. Want ons onthou gesê, God se woord navolg. En dit dryf teen party mense se beginsels in. Want hulle wêreldse besinthede beginsels. Soms is gehoorsaamheid vir ons 'n uitdaging. Soms bring die saming in jou in isolasie. Saming beteken nie om onmiddellik 'n platform. As jy die saming het, beteken nie almal gaan op jou 'n platform gee om jou bediening uit te leef. Die teendeel is waar. As jy die saming het, is die vyand by om jou op te dood te kelder. En dit is wat ons moet verstaan. Daarom as dit dat jy die saming het, dan ontstaan daar misverstand. Daar bestaan verwerping. Daar is aangeleenthede wat hulle nie wil deel wil hê. Hulle wil ons een kan skei, omdat hulle nie alle geestelike getuig met jou gees. God verwerk soms, want hy werk in jou voorbereid. Hy wys nie alles vir ons die plan uiteen. Hy het nie vir Dawid gesê, jy sal met Goliat verstaan nie. Hy het nie vir Dawid gesê, jy sal in die grot gaan werk. Hy het nie vir Dawid gesê, jy gaan klomp mense, 400 man by jou hê, wat eintlik niks werd is. Maar as ons twee Samuel gelees, Hoofstuk 23, wat sien ons dan praat hy ook van een Dawid het gevlug na die grot Adulam. En die Filistyne het Bethlehem omsingel. En dat Dawid sê, as ek kan net van die water by Bethlehem fontein hou. Hy het net 'n begeerte uitgespreek. As gevolg van hierdie manne wat saam met hom is, reageer daar 3 van hulle, wat vir Dawid gaan baat raak, tussen die Filistyne deur, en het vir hom bring. En Dawid se siening toe wat, hierdie manne het hulle lewe gewaag, om hierdie water vir my te bring. Ek kan dit nie drink, ek sal dit liewerste uitgee, as 'n dankbaarheid teenoor hulle. So dis hierdie manne wat niks werd was nie, maar toe hulle by Dawid uitkom, dis daar iets in hulle binneste wat wakker word, wat sê, maar ons sal hierdie begeerte van Dawid, sal ons op vervulling bring, wat water wil hê. Ja, ons kyk 1 Samuel 22 vers 2. Hier is hierdie mense wat allemaal saam daar die grot was. Hy sê vers 22, vers 2. Hy sê en allemaal wat benoud was, en allemaal wat skuldenaars was, en allemaal wat verbitter van siel was, het by hom aangesluit 400 man. Al die geneer te neergedruk is. Hy praat nie van sorggallige mense. Hy praat van sielkundig verwerking, minderwaarde, daai man. Hy wil iemand hê wat hulle wil by iemand uitkom, want hulle sal boos. Die samenstelling van Adulam groep is benauwd, is mense wat onderdruk was, mense wat verstote was, mense wat waar hulle, as hulle goed gedoen het, was het net goed gedoen. Daar was skuldenaars, mense wat finansiële krisis gehad het, wat nie hulle skuld kon betaal, en ons weet, in die oudheid was het so, as jy nie jou skuld betaal, dat hulle die kinders gepak, en dit verkoop. Ons ken daar die verhaal van die vrou, met die olie wat gesê, sy die laaste. Met alle woorde, dit is daai mense wat hier so saam met Dawid is, die skuldenaar, die verbitter is, emosioneel seer gemaak is, wat saam met hom was. Nie elite soldate, nie dapper mense nie, gebroke mense. En hierdie wêreld waar ons leef, is vol gebroke mense.
En vanmorgen sit ek en jy dalk in Oude Land, waar ons daardie mense moet intrek vanmorgen, en sê nie, ons het vir julle 'n goeie boodskap, ons het vir julle hoop, ons kan vir julle by plekke bring, waar ons nie verskil kan maak nie, maar ons kan julle by plekke, waar die Heilige Gees in julle lewe kan maak. God wou 'n leer uit hierdie gebroke mense. Daarom het ek vir jou gesê in 2 Samuel, hoofstuk 23 vers 15. Sit hom vir my op. 2 Samuel 23 vers 15. Dawid het 'n begeerte gevoel op hom en gesê, wie sal vir my water gee om te drink? Hy bid van Bethel, wat by die dood is, gaan vers 16. 3 helde deur die laag van die Filistyne gebreek, en water geskep by die put van Bethel, wat by die dood was, en dit gedra het en na Dawid gebring, maar hy wou dit nie drink nie, en hulle het op eer van die Here uitgegiet. Hierdie is my verskriklike groot vers. Alhoewel hy die guns aan hierdie manne gehad het, het dit nog God. Die getrouheid aan hom het hy na God gekanaliseer. Die omgee vir hom het hy aan God die eer gegee. Dit is vir my so kosbaar, daardie vers. Daarom is het so noodsaaklik dat ek weet môre is. God begin altyd met rou materiaal. Mense wat dalk dink nooit dit sal maak, dan staan ons verslaaf, verstom, na tyd te sien, maar is dit dieselfde mense wat op skool geken het, saam gewerk het, is dit dieselfde, kan dit wees? Ja, dit is. Die grot was 'n vormingsplek. Dit het karakter van Dawid gevorm. Die karakter voordat hy die kroon kon dra, moes die karakter eers gevorm word. God is meer geïnteresseerd in wie ons word as wat ons bereik. God stel nie belang wat jy bereik nie. Hy stel belang wie ons word op die einde van die dag. Gaan ek saam om die ewige lewe te erf. En dit is belangrik dat jy dit besef. In alle lang leer Dawid geduld sonder erkenning. Niemand het op die skouer gepak en sê, Dawid, byt vas. Die son sal môre weer skyn. Ons doen dit van die kansel af. Want niemand was daar vir Dawid nie. Getrouheid sonder sekuriteit. Dawid het geweet sy enigste vertroue is op God. Hy het nie sekuriteit en hierdie klomp manne wat vlug elkeen vir sy eie saak, sy eie krisis, is die saak met die grot. Hy is 'n leier sonder 'n titel. Hy sê sy einde leier. Leierskap in die donker. Dawid lei nie van vertroue nie, maar vanuit die grotheid. Ware leierskap word nie gevorm van almal die volk. Ware leierskap volg mense wat self deur stryd gaan en die pas aangee. Want dit is wat Dawid gaan. Hy het self die stryd gestry. Hy was ook vervolg soos die ander. Inteendeel sy lewe was gespel. En daarom het hy die leierskap van in hierdie mense gelei. En dit is om sy leierskap so suksesvol, wat hy kon van ervaring praat. Hy kon nie teoreties. Ek praat met my kind nou nie weet. Daar was 2 dinge wat ou moet leer. Daar's 'n teorie en daar's 'n praktyk. En die ouens gaan altyd in hulle werk 'n teorie uit. En dan sê hulle, dit is die teorie van hierdie ding. Dan moet jy in die praktyk toepas, dan kom jy agter die praktyk werk nie. Hulle praat van praksis. As werk die praktyk nie uit. Dan moet jy teruggaan om die teorie aan te pas onder die praktyk. En wat hulle sê, hierdie teorie en die praktiese ding moet in equilibrium wees. Dit moet in ewewig wees. So die een moet nie sterker as die ander wees. En dit is wat belangrik is as ons ook Christen. En dit is wat ons ook in die woord leer. Ons moet ons Christendom prakties uitlewe, nie net uit die woord uit aanhaal nie, maar ons moet prakties, dit moet in ewewig wees, dit moet in equilibrium wees, sodat dit in ewewig is. Daarom is dit nodig môre, dat jy sal verstaan waaroor
groot vloer is waar leiers gevorm word, terwyl jy self swaar kry. Psalm 242 kom met Dawid, en dit is 'n gebed in die grond. Hy sê, ek roep tot U, o Here. Niemand gee om vir my stem. Wat vir my sê, Dawid het self na maat in depressie geleid. Want hy sê, niemand gee om vir my nie. Hier is ons 'n eerlike, emosionele situasie van Dawid. Geen masker, totaal afhanklik van God. En selfs van Psalm 57 vers 2, 'n skadu van die God se plekke, wat hy sê, dieselfde op die God. Wees my genadig, o God. Wees my genadig, want by U het my siel geskryf. En in die skadu van die vleuels sal ek skuil, tot die onheil verbygegaan het. So Dawid was mens. Hy was nie 'n superheld nie. Hy was net 'n gehoorsame kind van God, wat gedoen het met die Gees van God. Amen. Omdat die salwing van hom was, alhoewel hy nog nie koning was. En as ek jy môre dieselfde aanhaal wat sê in Korintiërs 3 vers 16, want weet jy nie dat jou liggaam 'n tempel is? God in julle woon, want ons ook die salwing in ons. Dan moet ons kyk waar ons uitbestemming. As die salwing op ons is, dan kan ons doen wat Dawid gedoen het. Dan sal ons in die allerlang grond wees, maar ons sal weet die Here te doen met my, uit 'n saak op my. Net soos Dawid word Jesus verwerp. Word Jesus alleen gelaat. Oor 'n leer gebroken is. Die armes nog gevolg. Die siekes nog gevolg. Die kerk het hom vervolg. So Jesus het op sy grot gehad, sy Adonai. Die grot van heerlikheid. Die feit van die saak is, as die graf daar in grot nie daar was daar nie 'n opstanding vir ons. Dan was ons vandag verloor. Die geestelike beginsels. Toe Jesus in daardie grot, wat ek nou noem, in tyd van Getsemane, in die woestyn in die eerste plek, in Matteus 4:2 was, en die Satan van sy spring van hierdie gebou af. Wat was sy wapen? Daar staan geskryf. Daar staan geskryf. Toe hy in Getsemane is sy gebed, Here, laat hierdie bitter beker by my gaan. En ons lees in die Bybel, dat hy so gesweet het, dat sy sweet bloed verander. Iemand die droogse, dat daar die sweetgaatjie vir hom, in bloed, sy bloedvater, gebars het en hy sy bloed gesweet. Dit was sy Adonai gewees. En op die kruis kom hy, dan sê my God, waarom het U my verlaat? Maar dan sluit hy dit af. En jongens, dit is ontrek. Jesus vat ons nie na plek, maar hy self was. En hy wys dit vir ons deur middel van Dawid. Dat hy Dawid gevat sien. Geestelike beginsels vloei uit Adonai. En ek wil môre die bestelling maak. God gebruik afsondering om ons fokus reg te kry. Hy bring ons baie keer op 'n plek waar ons eensaam voel, net dat ons weer ons fokus kan reg kry. Jou moeilikste seisoen kan jou grootste voorbereiding wees op wat God vir jou gedagte het. God bou koninkryke in verborgde plekke waar ek nie verwag. Hy het vir Dawid klomp 400 man gekry. En ons lees in 2 Samuel, hoofstuk 23, daardie gedeelte wat hy sê, vers 5 en 6. En hy het 'n behoefte uitgespreek. Baie keer spreek God 'n behoefte uit. Ek en jy. Dis ons daar die dappere hel wat uitgaan. En gaan haal wat uit ons. Gebroke mense is God se gunsteling boumateriaal. Wanneer
ons in ons eie Adulam is, moenie God se beloftes bevraagteken nie. Moenie jou proses verag en sê, niemand gee vir hom nie. Moenie alleen bly nie, want jy is goeie boumateriaal. Skep ruimte vir mense met wie jy kan deel. Moenie net platform mense in jou lewe toelaat, mense wat aansluit nie. Baie keer as jy by mense kom, dan sal ek sê, hierdie ou by my gaan kuier, hy's 'n dokter of hy's 'n tandarts. Ek gaan nou 'n voorbeeld in my skoonseun sit vanmôre. Jare terug werk hy. Net van ons ander familie, die ou is verskriklik. Hy wil right op, als die kokerel by ons kom braai op kuier, maar jammer, is my maat nie aan. En ek kom, dan vind hy so by elkeen uit waar werk hier, wat toe hy by my skoolseun kom, en hy sê, waar werk toe, draai is maar werk. Hy loop by die ander toe. Paar jaar later toe hulle weer ontmoet. En my skoolseun praat oor die praat. Hy hoor waar wil die werk, hoe reg jy met iets wat gesels. So die platform is omreg. En dit is die gevaar as ons mense akkommodeer, omdat hulle 'n platform het. Die mense ons weet nie. Saul het Dawid verag, hy wou hom doodmaak. Maar God het hom opgetel. Hy het hom vereer. En vanmôre wil ek vir jou sê, as jy verag voel môre, God gaan jou optel. Hy het jou plek. Hy het jou plek as die troonkamer môre. Ek moet vir jou sê, moet dit nie ag nie. Hy sê vir Samuel, bring vir Dawid plek. Ons kan nie aan die tafel sit as hy nie by is nie. Niemand gaan aan die troontafel sit op jou plek. Hy gaan leeg wees as jy sorg, as jy nie doen wat God sê. Daarom wil ek jou vanmôre bemoedig sê, wees getrou dit wat die Here wil doen. Moenie God se belofte bevraag nie. Moenie die proses vraag nie. Skep ruimte vir mense. Erken potensiaal van gebroke mense. Vanmôre. Die God van Adulam is nie Dawid se einde van sy storie. Dit is die begin van sy vorming. Sy voorbereiding vir koningskap. Wat sy wegkruipplek gelyk het, is eintlik 'n voorbereidingskamer. As jy vandag in Adulam seisoen is, God is nie klaar met jou vanmôre nie. Hy het iets vir jou groter gedagte. Hy is besig om jou voor te berei vir iets groter as wat jy nou kan sien. Moenie die grot verlaat voordat God klaar gepraat het. Hy het Dawid van grot na kroon geneem. So kan hy jou ook neem. Amen. Here, baie dankie vir die liefde. Here, nog meer vir die genade, Here. Here, ek kan myself indink by Dawid. Hy moes 7 dae tyd in die grot. Op waar hartseer bekommerd, teleurgesteld gewees het. Inteendeel toe sy familie saam op hulle aansluit in die grot. Toe het hulle weggevat dat hulle net veilig moet wees. Want hy wil hulle nie blootgestel het aan gevaar van Saul se manne nie. En Here, ek vra dat vanmôre, dat ons vanmôre nie sal kyk na mense wat ons dalk bedreig op 'n of ander manier, ons omstandighede moeilik maak nie. Ek wil vra dat ons vanmôre kyk, ons sit dalk in daai grot, Adulam vanmôre. Maar iets vir Dawid voorberei van die grot na die kroon. En daarom is hy aangeteken in die boek, 'n man na God se hart, Here. Want hy vertrou het, geglo het en gedoen het wat hy gesê het. En Here, daarom vra ek vanmôre, dat elkeen wat in die kerk gebou is, dat hulle Adulam omstandighede, plek van Adulam, die grot, Here, waar hulle voel is duister, is donker, waar hulle voel dit is nie lekker om daar te wees,
wil ek vra dat U dit sal verander, dat hulle bewus sal word wat U besig is met hulle, en dat hulle sal sê, Here, ons volg U wat U is getrou. Here, dat daar mense in hulle lewe sal opstaan, soos in 2 Samuel 23 vers 15 en 16 gelees het. Dawid het 'n begeerte uitgespreek. Daar die 3 manne gegaan en daar die water gaan haal vir Dawid. Hy het 'n begeerte uitgespreek. Here, dat dit ook in ons lewe sal gebeur, maar dat daar begeerte uitgespreek word, dat ons bereid sal wees om te doen wat U wil hê. Maar gebed, Here, is dat U elkeen sal seën, ryklik sal seën, Here. En dat die seëninge van hulle agter ons sal inhaal, en hulle sal verbygaan, soos Deuteronomium 28. Ek eer U daarvoor, en vra U vir dinge met die kosbare naam van Jesus. Amen.